tyd vir ons stories. Kaartjies asseblief, geskryf deur Merinda van Wyk en gelees deur Annette Havenga. Mandy storm Glasgow lughawe uit, blik die naaste taxi se deur oop. Queenstasie, asseblief, dringend, ek het 'n halfuur. Dream on, snork taxi-drywer. Hy's reg, sy korte wonderwerk. Sy het sopas van Glasgow stasie 'n uur lank per bus in spitsverkeer tot hier gery. Sy spring tasse en al agterin. You drive, I'll pray. Sy stuur 'n skietgebed op. Dis môre ou Kersdag. Sy moet vanaand in Bath wees. Die Kersvakansie tussen hulle drie susters is 'n jaar terug reeds gereël. Jenna uit Miami arriveer 'n halfuur na haar in Bath, knap na middernag. Hul ou Kersdagvieringe is in detail deur sis Rita beplan. Wie se ousie die hart het kwaadlik sal oorleef as hulle planne skipbreek lê. Waarom is jy so laat? Vra Skotsman, terwyl hy al swetend tussen die motors deurvlieg. My vlug was gekanselleer, 'n vliegtuig het van die ander baan geloop. Wow. Ek sou oorspronklik vanaf die Skotse Hoogland per trein na Bath ry, maar daar was stakings. Ek het vir veiligheid 'n vlug bespreek en het sopas van Glasgow stasie af hier aangekom. Surreal. Die stasie doem voor hulle op. Voorware wonderwerk. Nog 3 minute. Mense spat uit mekaar toe taxi-man met skreeuende bande by die ingang stop. Can't take you further than this, love. Sy spring uit, klap sy hom. Jy's 'n engel, dankie. Kaartjies asseblief, skree die kondukteur. Kaartjies? Ag hemel tog, het sy dit ooit saamgebring? Sy sak op die grond neer, krap te vergeefs in haar handsak. 2 kaartjies val asof uit die niet voor haar voete neer. Sy kyk op in 'n paar hemelblou oë. Dankie, stotter sy. Plesier, rammel mooi man se stem so sagte donder weer. Sy gaan deur die swaaihekke, draai terug om te waai. Maar daar's niemand. Die engelman het in die niet verdwyn. Kaartjies asseblief. Beskryf deur Cornelia en gelees deur Tia Jacobs. Hierdie een is heel verward. Haar hare staan oorend. Lipstifie en gemering loop in stome teen haar gesig af. Haar klere het beter dae gesien. Ja, sy het nie 'n idee wat aan die gang is nie. En daar sak sy op haar knieë. Ek kan my altyd verwonder as hulle dit doen. Nou probeer sy wegskoffel op haar boude. Wat dink die vrou? Natuurlik is daar die mense hare. Dis net sy hierso. Hulle het dit al heeltemal te veel gedoen, om so 'n bondel op haar af te kom. Dit sal enige mens laat skrik, en die een is 'n bietjie hysteries. Dit kan dalk haar ma wees daai. Wat nou voor haar hurk? Hulle lyk amper dieselfde. Nie dat ek dit hardop sal sê. Party mense is vreeslik sensitief vir sulke goede. Maar raai? Nee, dit klink nie reg nie. Dis nie wat op die kaartjie staan nie. Kan dit die verkeerde vrou wees? Nog nooit het so iets gebeur nie. Dit kan nie eers 'n tikfout wees nie. Hy naam dalk? Lief? Dis goed om jou te sien. Maar ons het jou nie nou al verwag nie. Hy staan maar met 'n frons. En sy het hom gemlag het. Dis beter dat jy teruggaan. Nie so voor jou suster indruk nie. Skielik maak haar maar oogkontak met my. En wys dat ek nou kan vra. Kaartjies asseblief. Sy hop in die lug op. En lyk so verras om my te sien. Asof sy my glad nie gesien het voor haar familie gekom het. Ek meen, ek was eerste hier. Ek het vir haar gewag. Miskien is dit die vlek of die hemelse lig. Wat 'n vreemde vrou. Ek hou my hand. Sy kyk. Toe is sy weg. Wonder of sy weet waar sy was. So Lucky by Diane Bond. Many years ago, when I was a young girl, I took a bus to a new shopping centre. I don't recall how much the bus fare was or how much money I had. My memory isn't so great on the details of things that I experienced so long ago.
I don't really recall what happened last Tuesday, to tell you the truth. However, I do remember feeling very grown up to take the bus on my own and to go shopping on my own. I also don't recall exactly what I had wanted to buy. Oh, it might have been 2 jumpers, as I was going to be staying with relatives who lived in a colder climate than where I lived. That's right, jumpers were bought. One was a mustard colour and the other red. I do remember those colours because my relatives remarked unkindly about my choices. Things like that stick in one's memory because feelings are hurt. I had to get the bus back home after the shopping, and when I checked my purse, I discovered to my absolute horror that I was 1 penny short of the bus fare. The distance from the shopping centre to my home was far too long for me to walk, and in those days there were no mobile phones. Even if I had a mobile phone, I don't think it would have been of any help. As I wandered through a store towards the exit, I was passing the fabric department. I was always interested in seeing beautiful fabrics, but this time something else caught my eye. I stopped. My heart raced and my right foot quickly moved on top of a 1 penny coin. Talk about pennies from heaven. Tickets, please. Miraculously, I had my bus ticket. Phew. Kom na Midas by Daarstorp en Swellendam en sien die verskeidenheid produkte en promosies beskikbaar. Ons winkel is ontwerp rondom die behoeftes van voertuigeienaars en motorwerktuigkundiges en fokus op kwaliteitprodukte teen die beste prys. Van globale handelsmerke tot die groepe se privaat etikethandelsmerke. Of jy nuwe ruitveers, 'n waterpomp of oliefilters benodig, ons het al die motoronderdele, sleepwa en wielbykomstighede wat jy nodig het. Midas by Daarstorp en Swellendam. As jy deur die pragtige Elim toer, kom, ontspan en maak Rehoboth Selfsorg Gastehuis jou tuiste. Ons ontspanne atmosfeer sal jou sak pas. Skakel Elsie Tours and Accommodation by 082 8136 775 082 8136 775. Ons verwelkom jou met oop arms. Jou stories, ons stories. Hoor jou storie op die lig elke Dinsdag en Donderdag om 1:45 tot 2:00 net op Radio Oeverberg, want local is lekker. Malherbe Wynlande se bruid, geskryf en gelees deur Annette Havenkamp. Linda kon nie vir die beter dag gevra het nie. Die son het onthou dat die seisoen aan die verander is en net sy helder gesiggie kom wys. Karel se by is besonder opgewek, ten spyte van die swaar reën wat die afgelope winter sy wingerde onder water gehad het. 'n Glimlag speel om haar mond terwyl sy en Karel hand in hand deur Kirstenbosch se tuine loop. Karel se uitnodiging na die uitstappie vanoggend het as 'n verrassing gekom, maar hy weet sy is gaande oor die tuine. Hy het self sy gebruikelike boerbulpakkie verruil vir 'n denim en T-hemp. Karel Malherbe, eienaar van die Malherbe Wynlande in Stellenbosch, 'n suksesvolle 4de generasie wynplaas. Hy het haar voete onder haar uitgeslaan toe sy hom die eerste keer by 'n gemeenskaplike vriende ontmoet het. Want toe af was hulle onafskeidbaar. Liggies druk Karel haar in die rigting van 'n piknikkombers op die gras. Haar oë rek, sy sukkel om haar opgewondenheid te beheer. Vonkelwyn, kleurvolle bakkies met haar gunsteling peselhappies en sagte kussings doem voor haar op. Kan dit wees? Het haar skimper raak geval? Sy het haar bes gedoen om aan hom te wys sy kan haar volwaardige plek volstaan langs hom as vrou en ook vrou van die plaas. Malherbe wyne is van die top uitvoerwyne in Suid-Afrika en die verwagtinge om voor te bou op die geskiedenis is groot. En sy wat Linda is reg daarvoor. Vir 'n oomblik sluit sy haar oë. Linda? Sy stem is sag, maar sy weet wat kom. In die verte hoor sy stemme, seker die van ander besoekers. Nee, wil sy uitroep, bly stil, dit is my oomblik hierdie. 'n Stem kom nader en raak harder. Sy maak vies haar oë oop. Dit is 2 vreemde oë wat met 'n kwaai frons in hare kyk. Kaartjies asseblief. Jou stories, ons stories. Hoor jou storie op die lig elke Dinsdag en Donderdag om 1:45 tot 2:00 net op Radio Oeverberg, want local is lekker.
They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. They say you can give the blind their sight, and you can bring the dead to life. You can be the hope my soul's been seeking. I wanna tell you now that I believe it. I wanna tell you now that I believe it. I do, that you can make me new. Oh, I'm an empty page, I'm an open book. Write your story on my heart. Come on and make it mine. Author of my hope, maker of the stars. Let me be your work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Come on and write your story, write your story, write your story on my heart. My life, I know it's never really been mine, so do with it whatever you like. I don't know what your plan is, but I know it's good, yeah. I wanna tell you now that I believe